Ok julle, ons gaan aan met die profeet Sagaria. Die profeet spoor die Israeliete tot bekering aan. In die 8ste maand, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Hemelse Vader gekom tot Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Ido, die profeet, en gesê: Die Hemelse Vader was baie vertorend op julle vaders. So moet jy dan aan hulle sê: So spreek die Hemelse Vader van die leerskare. Keer terug na my, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeër profete geroep het en gesê het: So sê die Hemelse Vader van die leerskare, bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke. Maar hulle het nie gehoor en na my nie geluister nie, spreek die Hemelse Vader. Julle vaders, waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe? Maar my woorde en my insettinge, wat ek my knegte, die profete beveel het dit julle vaders nie ingehaal nie, sodat hulle tot inkeer gekom het en gesê het, soos die Hemelse Vader van die leerskare hom voorgeneem het om aan ons te doen ooreenkomstig met ons weë en ons werke. So het hy met ons gedoen. Eerste gesig, die perde, van vers 7. Op die 24ste dag van die 11de maand, dit is die maand Sebat, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Hemelse Vader tot die profeet Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Ido, gekom en gesê: Ek het in die nag gesien, daar was 'n man, wat op 'n breinperd ry, en hy het gestaan tussen 'n mirteboom wat tussen die mirtebome wat in die diepte was, en agter hom was daar 'n bruin vos en wit perd. Toe sê ek: Wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord my: Ek sal jou toon wat dit beteken. En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesê: Dit is hulle wat die Hemelse Vader gestuur het om die aarde te deurkruis. Daarop het hulle die engel van die Hemelse Vader wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesê: Ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Hemelse Vader aangehef en gesê: Hemelse Vader van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u alreeds 70 jaar vertorend was? Toe antwoord die Hemelse Vader die engel wat met my gespreek het: Goeie woorde, troostvolle woorde. Daarop sê die engel wat met my gespreek het: Roep en sê: So spreek die Hemelse Vader van die leerskare. Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met groot ywer, maar ek is grootliks vertorend oor die sorgelose nasie wat terwyl ek 'n weinig vertorend was, die onheil aangehelp het. Daarom so sê die Hemelse Vader: Ek wend my met ontferming tot Jerusalem. My huis sal daarin gebou word, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word. Roep verder en sê: So spreek die Hemelse Vader van die leerskare. My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge. Die Hemelse Vader sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Die tweede gesig, die horings en die smede, vanaf vers 18. En ek het my oë opgeslaan en gekyk, daar was 4 horings. Toe sê ek aan die engel wat met my gespreek het: Wat beteken dit? En hy antwoord my: Dit is die horings van Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Daarop toon die Hemelse Vader my 4 smede. Toe sê ek: Wat kom hulle maak? En hy antwoord en sê: Dit is horings wat Juda so verstrooi het, dat niemand sy hoof opgehef het nie. Maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp, wat die horing teen die land van Juda opgesteek het, om dit te verstrooi. Tot sover.
Okay, ons gaan aan met die tweede hoofstuk van Sagaria. Die derde gesig, Jerusalem met 'n meetsnoer gemeet. En ek het my oë opgehef en gekyk, daar was 'n man met 'n meetsnoer in sy hand. Toe sê ek, waar gaan u heen? En hy antwoord my, om Jerusalem te meet, om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is. En met eens kom 'n engel wat met my gespreek het vorentoe, en 'n ander engel het tevoorskyn gekom en hom tegemoet gekom, aan wie hy sê, loop gou, spreek met hierdie jong man, en sê, Jerusalem sal lê soos 'n oop land, weens die menigte van mense en vee daar binne-in. En ek sal vir hom wees, spreek die Hemelse Vader, 'n vurige muur rondom, en tot heerlikheid daar binne-in. Op vlug uit die Noordland, spreek die Hemelse Vader, want ek het julle na die vier windstreke van die hemel verstrooi, spreek die Hemelse Vader. Op O Sion red jouself, jy wat bewoon by die dogter van Babel, want so sê die Hemelse Vader van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan, na die nasies wat julle uitgebuit het, want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Want kyk, ek sal my hand oor hulle swaai, sodat hulle 'n byt word vir hulle knegte. Dan sal julle weet, dat die Hemelse Vader van die leerskare my gestuur het. Jubel en wees bly, o dogter van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Hemelse Vader. En baie nasies sal hulle in die dag by die Hemelse Vader aansluit, en hulle sal vir my tot 'n volk wees, en ek sal in jou midde woon. Dan sal jy weet dat die Hemelse Vader van die leerskare my na jou gestuur het, en die Hemelse Vader sal besit neem van Juda as sy erfdeel op die heilige grond en Jerusalem weer verkies. Swyg alle vlees voor die Hemelse Vader, want hy verhef hom uit sy heilige woning. Tot sover. Ons gaan aan met die hoofstuk 3. Die vierde gesig, Joshua die hoëpriester, deur die Satan beskuldig, maar deur God geregverdig. Daarna het hy my Joshua die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Hemelse Vader staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Hemelse Vader aan die Satan, mag die Hemelse Vader jou bestraf, o Satan, ja, mag die Hemelse Vader wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Joshua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê, aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom al weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband op hulle hoof sit, en hulle het 'n rein tulband op hulle hoof gesit, en hom die klere aangetrek, terwyl die engel van die Hemelse Vader daarby staan. En die engel van die Hemelse Vader het Joshua plegtig verseker en gesê, so sê die Hemelse Vader van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen, onder diegene wat hier staan. Luister tog, o Joshua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende, wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knegt die spruit laat kom, want kyk, die steen wat ek voor Joshua neergelê het, op een steen is daar 7 oë, kyk, ek sal sy grafeer, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. In die dag, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyebome. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 4. Vyfde gesig, die goue kandelaar en die 2 olyfbome. En die engel het met my gespreek, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word.
En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en 7 lampe op hom. Tekens van 7 aanvoerpype loop na die lamp wat bo oor hom is. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy my en sê vir my, dit is die woord van die Hemelse Vader aan Zerubbabel, naamlik nie deur die krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Wie is jy, groot berg? Voor Zerubbabel sal jy tot 'n gelyke word. En hy sal die sluitsteen te verskyn bring onder uitgeroepte van genade, genade oor hom. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, die hande van Zerubbabel het die fundament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet dat die Hemelse Vader van die leerskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die 7 die oë van die Hemelse Vader wat die ganse aarde deurloop, met blydskap en skietlood aanskou in die hand van Zerubbabel. Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die 2 olyftakkies aan die kant van die 2 goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En hy het gesê, dit is die 2 gesalfdes wat by die Hemelse Vader van die ganse aarde staan. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 5. 6de gesig, die vleiende boekrol. En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk, en daar was 'n vleiende boekrol. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien 'n vleiende boekrol. Sy lengte is 20 L en sy breedte 10 L. Daarop sê hy vir my, dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land, want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die menigtes hiervandaan weggeruim word. En laat dit uitgaan, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, en dit sal kom in die huis van die dief, en in die huis van hom wat vals sweer, by my naam, en dit sal binne in sy huis vernag, en dit verteer saam met sy balke en sy klippe. 7de gesig, vrou in die Eva, vanaf vers 5. Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het, en sê vir my, slaan tog jou oë op, en kyk wat daar tevoorskyn kom. Toe sê ek, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. Verder het hy gesê, so lyk hulle in die ganse land. En met eens word daar 'n looddeksel opgelig, en daar was 'n vrou wat binne in die Eva sit. En hy sê, dit is die goddeloosheid, en hy het haar binne in die Eva teruggewerp, en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. Toe slaan ek my oë op en kyk, daar kom 2 vroue tevoorskyn, met die wind in hulle vlerke, en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van 'n groot sprinkaanvoël, en hulle het die Eva weggevoer, tussen die aarde en die hemel. Daarop sê ek aan die engel, wat met my gespreek het, waarheen bring hulle die Eva? En hy antwoord my, om vir haar 'n huis te bou in die land van Siniar, en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 6. Die 8ste gesig, die 4 strydwaans. En ek het weer my oë opgeslaan en gekyk,
Daar was 4 strydwaans wat tussen die 2 berge uit tevoorskyn gekom het, en die berge was berge van koper. Voor die eerste wa was bruinperde, en voor die tweede wa was swart perde, en voor die derde wa wit perde, en voor die vierde wa bontperde, sterkes. Daarop het ek aangehef en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel het my geantwoord en vir my gesê, dit is 4 winde van die hemel wat uitgaan, nadat hulle al gestel het by die hemelse Vader van die ganse aarde. Die met die swart perde trek uit na die land van die noorde, en met die wittes trek uit agter hulle aan, en die bontes trek uit na die land van die suide. En toe die sterkes uittrek, het hulle begeer om weg te trek, om die aarde te deurkruis. En hy het gesê, trek weg, deurkruis die aarde. En hulle het die aarde deurkruis. Toe het hy my geroep en aan my gesê, kyk, die wat uittrek na die land van die noorde, hulle sal bring my gees tot rus in die land van die noorde. En die woord van die hemelse Vader het tot my gekom en gesê, neem aan van die ballelinge uit die hand van Eldai, Tobia en Jedaja. Kom jy op dieselfde dag en gaan na die huis van Josia, die seun van Sefanja, waar hulle uit Babel aangekom het. Neem dan aan silwer en goud, en maak 'n kroon en sit dit op die hoof van Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en sê vir hom dit, so spreek die hemelse Vader van die leerskrade. Kyk, daar kom 'n man wie se naam is Spruit, en hy sal sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van die hemelse Vader bou. Ja, hy sal die tempel van die hemelse Vader bou, en hy sal majesteit verkry, en sit en heers op sy troon. Ook sal hy 'n priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen hulle 2 bestaan, en die kroon moet as gedagtenis bly aan Helm en Tobia en Jedaja, en aan die vriendelikheid van die seun van Sefanja in die tempel van die hemelse Vader. En die wat 4 is, sal kom en aan die tempel van die hemelse Vader bou. Dan sal julle weet dat die hemelse Vader van die leerskrade my na julle gestuur het, en dit sal so wees as julle nougeset luister na die stem van die hemelse Vader, julle God. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 7. Geregtigheid te oefen is beter as om te vas. In die 4de jaar van koning Darius het die woord van die hemelse Vader tot Sagaria gekom, op die 4de dag van die 19de maand, in die maand van Kislew. Bet-El het toe Sarezer en Regem-Melech met sy manne gestuur om die aangesig van die hemelse Vader om genade te smeek, deur aan die priesters wat by die huis van die hemelse Vader van die leerskare was, en aan die profete die vraag te stel, moet ek in die 5de maand ween met vas, soos ek nou al baie jare gedoen het. Daarop het die woord van die hemelse Vader van die leerskare tot my gekom en gesê, spreek tot die hele volk van die land, en tot die priesters, dit as julle nou 70 jaar lank in die 5de en die 7de maand gevas en getreur het julle toe werklik terwille van my gevas. En as julle eet en as julle drink, is dit dan nie julle wat eet en julle wat drink nie? En dit is so met die woord van die hemelse Vader, deur die diens van die vroeë profete verkondig het, toe Jerusalem en sy omliggende stede nog bewoond en rustig was, en ook die Suidland en die Laagveld nog bewoond was. Verder het die woord van die hemelse Vader tot Sagaria gekom en gesê, so het die hemelse Vader van die leerskare gespreek en gesê, spreek die eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander, en moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie, en kwaad in julle harte teenoor mekaar bedink nie,
maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Ook het hulle hul hart soos 'n diamant gemaak, om nie die wet te verneem nie, en van die woorde wat die Hemelse Vader van die leerskrade deur sy gees deur die diens van die vroeër profete gestuur het, nie. So daar dan van die Hemelse Vader van die leerskare 'n groot toorn gekom, daarom soos hy geroep en hulle nie gehoor het nie, so sal hulle roep, maar ek hoor nie. Het die Hemelse Vader van die leerskare gesê, maar ek sal hulle wegstorm onder al die nasies wat hulle nie geken het nie, terwyl die land agter hulle woes is, sodat niemand meer heen en weer trek nie. So het hulle dan die kostelike land tot 'n wildernis gemaak. Tot sover.